Dit is vandag Vrydag 7 November. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Lukas 19 vers 1 tot 10 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is, 'n paar keer lekker diep asem te haal, om tot rus te kom en wanneer jy gereed is, om jou oë toe te maak. Raak bewus van God se teenwoordigheid wat jou omsluit van alle kante. God se gees wat jou kom vul met vreugde en vrede. Ervaar hoe God se lig elke deel van jou menswees kom verlig. Here God, ek is so bewus daarvan dat U die swaartekrag is wat alles bymekaar hou. U vreugde is die lig wat op alles val, wat alles mooi maak. U genade is duisternis en lig, wat saam hierdie nuwe dag laat breek. Here, daarom ontmoet ek dat U my nou sal ontmoet in hierdie heilige stilte. Hier is ek, Here. Ek luister. Lukas 19 vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Wat het jy vandag in hierdie verhaal gehoor? Hoe het jy dalk jouself opnuut gesien deur die oë van Christus? Watter woord of gedagte het met jou gepraat?
Net so Saggeus sien Jesus ons in ons ongemaklikheid. Hy sien ons in ons nuuskierigheid. Daardie plekke waar ons so verbete vasklou, waar ons wonder wat dit beteken om vir Christus te volg met ons lewe. Hy sien ons ook daar waar ons maar ongemaklik vasgevang is in die boom, in die vizier van sy genade, met die lewe met al sy komplikasies. Soms wil ek ook maar net loer en my afstand hou, veilig speel. Maar wanneer God ons op die naam noem, skuif alles. Dan is ons vasgenaal in die oomblik. Dan weet ek, al manier om myself te vind is om myself te verloor. Ek kan net val. Ek kan net reageer op die uitnodiging van die gasheer. Want is in die breek van brood, waar ek uiteindelik myself sal sien, sal herken, waar ek losgelaat word, en van die tafel af kan opstaan. En dit is van hierdie plek af, waar ek 'n toekoms tegemoet kan stap, wat ek myself nooit sou kon voorstel nie. Hoe help hierdie verhaal van Saggeus jou om opnuut tuis te kom in God se teenwoordigheid? 'n God wat jou ontmoet, net waar jy is, maar jou nooit net daar los nie. Hoe ervaar jy dit in jou geloofsreis? Ek dink ons almal probeer maar soms soos Saggeus vergoed vir tekortkominge. Dit is meer as net nuuskierigheid. Ons is almal ook maar Saggeus. En dalk sou Saggeus se woorde ook so kon klink. Ek het gedink ek wou net sien, maar het ek regtig geweet ek wou eintlik gesien word. Hy het my daar in die boom laat bly sit. Hy doen dit nog steeds. As hy gewag het dat ek hom moes nooi, sou ek dalk nog steeds daar in die boom gesit het. Daar was geen wegkomkans nie. Die enigste pad was af deur hom. Sommige sê hy het nie my onwaardigheid gesien nie, maar die seun van die mens is nie blind vir my trauma en trots nie. En dit was nie skaamte wat my afgrond toe gebring het nie. Dit was sy assosiasie met my, sy kyk, sy menslikheid wat my menslikheid gesien het. En sy sien wat my met deernis bly vashou het. Hy het my aanvaar selfs voordat ek berou gehad het. Alles in my het verander, selfs voor hy my geseën het, nog voor hy by my aan tafel gegaan het. Ek bedoel, watter soort gas is hy, dat hy sommer so van nature in my eie huis my gasheer word, my tafel syne word. Ek het nie eens geweet, ek het so 'n vrygewige hart nie. Wat sien hy nog in my, wat ek steeds nie sien nie? Dit was nie net vergifnis nie, maar 'n teruglei na die bron van alles wat is. En dit was die oomblik wat ek vir die eerste keer ware verlossing verstaan het, dat God my vir hierdie lewe verlos, dat sy vreugde en vrede ook nou en hier my vreugde en vrede raak. Ek en jy is waarlik God se wandelende wonderwerke. 'n God wat heeltyd opdaag en sien wat in ons verborge is, wat wagtend is, en steeds aan niks anders, niks meer begeerlik kan dink, as om saam met ons aan tafel te gaan nie. En nie enige plek nie, by jou huis, jou tuiste. 'n God wat nou hier weer vir jou kom sê, vandag kom eet ek by jou. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, U wat my daagliks op die grense van die lewe ontmoet. Dankie dat U my sien, selfs wanneer ek probeer wegkyk of nuuskierig net toekyk. Dankie dat U my aanhou roep, selfs wanneer ek twyfel of huiwer. En dankie vir die liggaam van Christus waarvan ek deel is. Dankie vir die mense wat saam met my stap, saam met my voel, saam met my wonder. Here, dankie vir die mense in my lewe wat luister sonder antwoorde. Mag ek ook vandag so opdaag en so raak sien soos wat U vir Saggeus raak gesien het en ruimte geskep het om U liefde te kan proe. Here, maak my vandag bewus hoe U telke male nader kom langs die grense van my lewe. Skryf U self in my, o God, sodat my lewe al meer U geskenk van liefde vir ander leesbaar sal maak. Here, ek sien vandag weer met verlange uit na U koms. Amen.